Het jy geweet, die Bybel is vol wonderlike lewensjuwele, dinge wat jy kan gebruik om jou lewe gelukkiger te maak. En vandag sal ek stil by 5 Bybelgeheime wat jy kan gebruik om jou dag uitsonderlik te maak, om jou lewe uitsonderlik te maak. Hallo, my naam is Dani Matthee en as jy nog nie voorheen na my video's gekyk het nie, oorweeg dit gerus om die video te like, te subscribe en vir al my members, daar's nie baie van julle nie, maar ek is julle innig dankbaar. Dit beteken die wêreld vir my dat jy 'n member is van my kanaal. En as jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om ook 'n member te word. Kom ons begin. 5 geheime wat jou lewe uitsonderlik kan maak. Geheim nommer 1 is wees dankbaar. Leef dankbaar. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag deur die Here gemaak. Kom ons wees bly en verheug daarin. Daar is ook so 'n liedjie daar. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. En dit is hierdie geheim. Die geheim is om jou dag te begin met dankbaarheid. Stel jouself voor, jy's op pad werk toe in jou motor. Jy's 'n bietjie laat, jy's 'n bietjie gefrustreerd en dan so pas iemand voor jou ingedraai en jy voel jy wil hom iets toesnou. En in plaas daarvan om dit te doen, raak jy liewer rustig en noem 'n paar dinge waarvoor jy dankbaar is teenoor die Here op. Sê vir die Here, Here, dankie vir hierdie kar waarin ek kan ry, al is hy al 'n bietjie oud, al is dit 'n ou model. Hy vat my daarom nog elke dag werk toe, hy vat my van punt A na punt B. Sê vir die Here, dankie vir die huis waarin jy kan bly, vir 'n dak oor jou kop, vir 'n kombers om onder te slaap. Sê vir die Here, dankie vir die mense in jou lewe, jou gesin, jou man, jou vrou, jou kinders. Sê vir die Here, dankie vir daardie dingetjies wat jy as vanselfsprekend elke dag aanvaar. Begin jou dag daarmee, want as jy jou dag dankbaar begin, gaan dit die wêreldse verskil maak in hoe die res van jou dag verloop. In een van my storievideo's, en ek sal die video op die einde van hierdie video in die blokkie sit, sodat jy daarna kan kyk as jy wil, vertel ek die storie van 'n vrou wat van die werk afkom en haar dag het net deur mekaar geloop, niks wou regloop nie en sy was skoon oorstuurs en sy klim op die bus op pad huis toe en terwyl sy dink aan al hierdie dinge waarmee sy worstel, hoor sy 'n man daar voor in die bus praat en hy lewer kommentaar op hoe mooi die wêreld rondom hulle lyk, oor mense wat in die straat verbyloop, kinders wat in 'n park speel, oor hoe lekker die son skyn. En sy dink toe, wow, hierdie ou is so positief en sy is so negatief. En hierdie man se kommentaar, alhoewel sy nie kan sien wie hy is nie, hoor sy hom, hierdie man se kommentaar veroorsaak net dat haar dag skielik net beter voel en beter lyk. Dit stel haar net meer positief in. En toe sy van die bus afklim en sy verby die man stap, toe kyk sy om te sien wie is hierdie positiewe man. En toe sien sy hy het 'n donker bril op met 'n stok in die hand. Hy was blind gewees. Maar alhoewel hy blind was, het dit hom nie laat afsit nie. Was hy nog steeds dankbaar oor die wonderlike dinge wat hy rondom hom ervaar het. En so moet ons ook ons dag in dankbaarheid begin. Dis die groot geheim van 'n gelukkige en 'n uitsonderlike lewe. Geheim nommer 2, vertrou op God se voorsiening. Jesus het ons geleer dat ons nie oor die dag van môre moet bekommer nie. Hy sê vir ons in Matteus 6, en ek wil dit graag vir jou lees, en ek wil hê jy moet mooi luister na daardie woorde van Jesus. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? God maak hierdie ongelooflike belofte vir ons. Hy sê, hy sal sorg, hy sal voorsien, daarom hoef ons nie te bekommer nie. Om te bekommer is nie lekker nie. Dit weet elkeen van julle wat al in 'n dag wakker gelê het. Maar nou sê die Here, wanneer jy die dag ingaan en jy voel bekommerd oor iets, daar's iets wat jou kwel, iets wat krap, gaan so 'n bietjie buite toe. Gaan kyk of jy 'n voeltjie of 2 kan raak sien. Gaan kyk of jy 'n veldblommetjie kan sien. Gaan kyk hoe mooi hulle is. Gaan kyk hoe sorgvry hulle is. En dan onthou jy, God sorg vir hulle, alhoewel hulle nie saai nie, alhoewel hulle nie in skure bymekaar maak nie, sorg God vir hulle. En dan sê die Here, is jy nie baie belangriker as een van hulle nie? Daarom vertrou God om vir jou te sorg. Ek onthou in my eie lewe, in 2001, die begin van die jaar, dit was 'n baie moeilike tyd. Ek het op daai stadium alles in my lewe verloor, nadat ek my salaris prysgegee het, bedank het om voltyds in 'n dramabediening in te gaan, het ek 'n
besigheidstransaksie aangegaan met 'n skelm en hy het my ingeloop en ek het alles verloor. Ek het my pensioen verloor, ek het ook 'n klomp skuld gehad en ek het nie geweet waarmee ek die einde van daardie maand my rekeninge gaan betaal nie, my huis gaan betaal nie. En dit het my bekommer, ek het wakker gelê en ek het 'n werk gekry, maar dit was kommissiewerk en ek is welkom toe gestuur en daar was niks in die vooruitsig nie en binne 'n week was dit die einde van die maand en ek moes goed betaal en ek het niks in my rekening gehad nie. En ek het gebid daardie oggend voor ontbyt, ek het op my knie gegaan en gebid en terwyl ek bid, kry ek 'n SMS. Daai jare het ons nog nie WhatsApp gehad nie. En ek kry 'n SMS en die SMS sê net Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. En ek sê vir die Here, Here, dankie vir hierdie woorde. Dit beteken vir my op hierdie oomblik so verskriklik baie. Maar u moet asseblief nou deurkom. Ek weet nie hoe u dit gaan doen nie, maar ek vertrou u gaan dit doen. En ek het skaars klaar gebid. Toe lui my foon. En dis iemand wat ek ken uit die gemeente waar ek predikant was vir 10 jaar. En sy sê vir my, Dani, ken jy vir so en so? En ek sê, nee, ek ken nie die persoon nie. En sy sê vir my, hy wil jou graag ontmoet. Lang storie kort, toe ek terug is in Port Elizabeth by die huis op daai stadium, toe gaan ontmoet ek hierdie man en hy vra vir my, wat het jy nodig? En voor die einde van daardie maand betaal hy dit in my rekening in en ek kon my rekeninge betaal. En so die Here maar net vir my gewys, Dani, ek sorg, ek sal vir jou sorg. Doen jy maar net my werk. En ek wil jou vandag aanmoedig om die Here te vertrou en jou nie te bekommer nie. Dis Bybelgeheim nommer 2 en dit bring my by die derde Bybelgeheim. En die derde Bybelgeheim is vergewe ander hulle oortredinge. Vergewe jou medemens. Vergewe die mense wat jou te nagekom het, wat jou ingeloop het, wat jou seer gemaak het. Ek weet dis nie maklik nie, maar wanneer jy dit doen, gaan jy bevryding ervaar. In Matteus 6 vers 14 sê Jesus vir ons, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Jesus sê, as ons ander mense vergewe, vergewe God ons ook. Jy sien, om onvergewensgesind te leef, om met 'n wrok in jou hart te leef, is soos om 'n swaar sak op jou rug te dra, oral waar jy gaan. Ek onthou jare terug het ek die Otterwandelpad gestap saam met 'n groep vriende, en ons het een van hulle poets gebak. Ons het in die begin van die staptog, het ons 'n groot klip onder in sy rugsak gesit, en toe al sy kos en sy klere boop gepak, so hy het nie geweet van die klip nie. Hy het gesê, ja, sy sak is nogal swaar, maar hy het so gespog, dat hy so goed gepak het, en dat sy sak eintlik so lig was, dat hy nie te veel wou kla oor die swaar sak nie. En hier by die 5de dag, net voor ons klaar maak, toe ontdek hy die klip onder in sy sak. En wat het hy met daai klip gedoen? In sy sak gelos? Nee, no way, hy het dit nie gelos nie. Hy het dit dadelik uitgehaal en hy het dit gegooi, weggegooi van hom af. En dit is wat ons met ander se oortredings moet doen. Ons moet nie dit saam met ons dra nie. Want as jy 'n wrok koester, as jy nie wil vergewe nie, gaan dit nie daardie persoon te nakom nie. Dit gaan jou net seermaak. Jy is die een wat daardie vrag moet dra. Daarom sê die Here, vergewe ander mense hulle oortredinge. Onthou jy wat Jesus gedoen het aan die kruis? Ek het al so baie keer die rol van Jesus moes vertolk. En aan die kruis, dan sê Jesus, voordat hy sterf, een van sy laaste woorde is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En elke keer wanneer ek dit moet sê, wanneer ek daardie rol moet speel, dan ruk dit my. Dat Jesus die mense wat hom kruisig, die mense wat hom doodmaak, wat hom nou net gegeesel geslaan het, dat hy hulle vergewe voordat hy sterf. En dit is wat Jesus van jou vra. Dis wat God van my vra. Ons het al almal seer gekry. Ons sal almal ingeloop, is te nagekom. Ja, ek weet, jou pyn en jou seer is dalk baie meer en groter as myne. Maar vergewe. Laat ander vry. Dit gaan jou self vry maak. Die derde geheim is, vergewe ander hulle oortredings. Bybelgeheim nommer 4 is, spreek woorde van lewe. Ja, jou woorde het geweldig baie krag. Spreuke 18 sê vir ons in vers 24, die tong het mag oor dood en oor lewe. Jou tong het die mag om iemand vry te maak, om iemand lewe te gee, of om iemand dood te maak. Dink aan wat jy al gehoor het, wat mense vir jou sê. Wanneer iemand jou opbou, wanneer iemand jou komplimenteer, wanneer iemand iets positiefs van jou sê, dan lig dit jou op, dan maak dit jou dag. Maar wanneer iemand jou sleg sê, iemand jou afkraak, iemand jou vloek,
Dink net hoe voel jy dan? So, gebruik jou tong om ander te seën, om hulle dag op te lig en op te vrolik. Want die tong, sê Jakobus 5 vir ons, is soos 'n vuurtjie, 'n klein vuurtjie wat 'n groot bos kan in die brand steek. Die tong is gevaarlik. Jou tong is ook gevaarlik, maar die tong het ook 'n baie positiewe plek en kan soveel positiewe dinge bereik in die wêreld. Daar is hierdie verhaal van Esposus, wat vir een van of ander filosofe, kan nou nie sy naam onthou, die gewerk het. En toe sê die filosoof vir hom, Esposus, jy's nou my bediende, ek wil hê jy moet vandag mark toe gaan en jy moet die beste kos wat jy kan kry, gaan koop en dit vir my voorsit vanaand. En Esposus het 'n voorgereg, 'n hoofgereg en 'n nagereg gemaak, maar alles was tong. Beestong. En toe sê die filosoof vir hom, maar hoor hierso, ek het gesê jy moet die beste bring, nou bring jy vir my net tong. Toe sê Esposus vir hom, maar natuurlik is die tong die beste. Dink daaraan wat ons bereik wanneer ons praat, ons redeneer, ons verstaan mekaar. Die tong is 'n wonderlike ding, daarom het ek vir jou tong voorgesit as die beste produk wat ek kon vind. En toe sê die filosoof vir hom, okay goed, ek sien ek gaan nie hier met jou kan redeneer nie, gaan môre mark toe en dan koop jy die slegste goed wat jy kan kry en dan kom sit jy dit môre aand vir my voor, ek sal graag wil sien wat jy as die slegste beskou. En die volgende aand toe die filosoof sy plek aan die tafel inneem, toe staan weer net tong vir voorgereg, vir hoofgereg en vir nagereg en hy sê, en nou Esposus, wat gaan nou aan? Jy het gister dit as die beste voorgehou, nou hou jy die tong voor as die slegste. En toe sê Esposus, ja, want die tong kan net so ook die slegste wees. Dit kan mense seermaak, dit kan mense vervloek, dit kan dit wat ons moet gebruik om God mee te loof, ander afkraak. Daarom het ek vir jou as die slegste ook die tong voorgesit. Dink so bietjie as jy saadjies gaan plant. Elke keer wanneer jy iets positiefs sê, dan is dit soos 'n blomsaad wat jy in die grond sit en wat jy nat maak. En dan kan jy weet, as jy so 'n bietjie geduldig is, daar gaan 'n mooi plantjie opkom wat vir jou blomme gee, wat vir jou kleur in jou lewe gee. Maar 'n negatiewe woord, 'n woord wat afkraak en seer maak, wat sleg sê, is soos om onkruid te saai. Daar kom wel iets op, maar dit is dorings en distels, dit maak seer en jy moet dit maar weer uittrek. Daarom, wees bedag op wat jy sê, spreek lewe. En dit bring my by die 5de, die laaste Bybelgeheim, en dit is, dien mekaar onselfsugtig. In Johannes 13 lees ons dat Jesus die laaste keer voor sy kruisiging met sy disippels saam eet, en dan staan hy van die tafel af op, en hy sit vir hom 'n voorskoot aan, en hy vat 'n bak water, en hy gaan op sy knieë, en hy was sy disippels se voete vir hulle. En Petrus onder andere verstaan dit glad nie, hy sê, nee Here, jy kan nie my voete was nie, in aller ewigheid sal u nie my voete was nie. En dan sê Jesus vir hom, as ek nie jou voete was nie, Petrus, het jy geen deel aan my nie. En dan sê Petrus vir Jesus, maar dan nie net my voete nie, maar sommer my hande en my gesig ook. En Jesus lag net, en hy sê vir hom, nee Petrus, as jy skoon is jy skoon, dan hoef jy net jou voete te was. Maar dan staan Jesus op, nadat hy sy disippels se voete gewas het, en hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Ek het vir julle die voorbeeld gestel, net soos wat ek gedoen het, moet julle ook gaan doen. Ek het gekom om te dien, en julle moet ook kom, en julle moet mekaar en julle medemens dien, want om te dien, gee betekenis aan 'n mens se lewe. En as jy begin om ander te dien, om te kyk hoe jy ander mense kan help, vir ander mense kan gee, 'n klip uit iemand anders se pad rol, dan gaan jy geseën word. Dan gaan jy meer ontvang as wat jy gee. Daar is so 'n mooi fliek, About Mr. Schmidt. Jack Nicholson speel die rol van Mr. Schmidt. En die Mr. Schmidt het op 'n punt in sy lewe gekom wat hy gevoel het sy lewe is sinloos. En hy wou selfmoord pleeg. En dan kyk hy op die TV en hy sien daar's 'n behoeftige seun ergens in Afrika, en hy besluit ek sal maar ietsie stuur sodat hulle vir hom kan sorg. En so begin hy om briewe te skryf en briewe te ontvang, en op die ou end ontdek hy, my lewe het sin, want ek was bereid om uit te reik na ander. Ek was bereid om iemand anders te gaan dien met dit wat ek het. God het vir jou dinge in jou lewe gegee, vermoëns, talente, miskien is dit geld, miskien is dit 'n posisie, en God wil hê jy moet dit gebruik om jou medemens, die mense rondom jou, die mense wat God oor jou pad stuur, te dien. Wees op die uitkyk daarvoor. Nou ja, dit was dan die 5 Bybelgeheime. Ek hoop jy gaan dit toepas, want as jy dit nie gaan toepas, as jy dit nie gaan uitleef nie, dan gaan dit geen verskil in jou lewe maak nie, maar ek wil jou uitdaag, begin een vir een en vat hulle. Môre begin jy met
om in dankbaarheid te lewe. En die dag daarna, dan gaan jy aan na die tweede een toe, en dan konsentreer jy daarop om God te vertrou dat hy vir jou sal voorsien. En dan gaan vra jy vir die Here, Here, wys my, is daar iemand in my lewe wat ek dalk moet vergewe, iemand wat ek moet vrylaat, sodat ek vry kan kom. En dan spreek jy woorde van lewe die dag daarna, en jy kyk of jy iets positiefs kan sê, eerder as om iets negatiefs oor jouself en oor ander te spreek. En dan natuurlik, heel laaste, gaan kyk vir wie jy iets kan beteken, iets kan doen in hulle lewe. En ek glo en ek weet, die Here gaan jou ryklik seën as jy dit gaan begin toepas. Laat my weet in die opmerkings hoe dit vir jou werk, of jy dit gaan probeer, en natuurlik as jy die video geniet het, like dit, subscribe as jy nog nie het nie, en oorweeg dit gerus ook om 'n member van die kanaal te word, ek sal dit so waardeer. Nou ja, onthou om hierdie video te kyk, dis een van my storie video's oor daai vrou op die bus waarvan ek julle in hierdie video vertel het. Alles van die beste, mooi dag verder, God seën, totsiens.